wat ons wil bly vandag is nie jou huis nie. Amen. Ons het 'n hemelse huis. Amen. Ons is net tydelik hier. Môre toe. Môre julle. Kom ons sit. Eerstens net baie geluk sê, gelukkige Moedersdag en al die moeders wat vandag so is. Dit is baie spesiaal en glo die Here het 'n doelende werk met elkeen van julle wat hier so sit en so kom ons by julle. Dan sê die moeders se hande klap vir jou. Is op Radio Kansel op Sondagoggend 9:30. Heruitsending is op Dinsdag en dan op Donderdag op Radio Kaapse Kansel. Dis daar ook dan 'n heruitsending. Sondagskool Woensdag, dit hier op Woensdag om 7. Kyk maar as julle dit kan maak. Dit sal baie help tot die bouing van die gemeente wat God ook daar so sê en waar by bou. Dis wonderlik. Sondagoggende 9:00 is die sondagskool en 9:30 is dit dan die erediens elke Sondag. Is daar so dalk enige besoekers hierso vanoggend? Vir die kollekte, die offergawe lees ek vir ons Psalm 41 vanoggend. Begin vanaf vers 2. Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme. Die Here sal hom red in die dag van onheil. Die Here sal hom bewaar en hom in die lewe hou. Hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, jy kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie. Die Here sal hom ondersteun op die siekbed, sy hele slaapplek verander, as hy krank is. Kom ons sluit hierdie oop. Ons dankie ons almagtige God en Hemelvader. Ons dankie my Here dat U vanoggend nader getrek het, my Here. Ons dankie my God dat daar so 'n tyd en 'n plek en 'n uur gekom het, my Here, waar U U kerk kan gebruik, my Here, om die Seun Jesus Christus te kom verheerlik. My Here, mag U elkeen vanoggend hierso gebruik, my Here, en elke begeerte van die hart kom vol. My Here, mag elkeen ook afstaan, my Here, op die tyd waar ons is. My Here, om U ook getrou, my Here, aan bid en te dien, my Here, in die laaste tyd. Ons dankie vir vanoggend, my Here, U Gees, my God, mag U o Gees kom doen wat U wil, my Here, so daar so vanoggend, my Here, werking en my Here, opbouwing, my God, herstel, my Here, sal plaasvind in elkeen se hart en ook so in 'n kollektief, my Here, die kerk, my Here, wat U op die been gebring. Ons loof en ons prys U vanoggend hierdie diens behoort aan U, my Here, mag U kom doen, my Here, ontmoeting kom gee vanoggend, Jesus Christus sal beleef. Amen. Amen. Dankie julle. Julle kan maar staan. Lekker warm vanoggend is dit. So baie keer as 'n mens 'n produk gaan koop of iets ongelukkig oor 'n diens, dan moet 'n mens klagtes rapporteer en jy gaan praat met mense wat in beheer is van alles. So vanoggend het julle klomp nou die kans, as julle ongelukkig is met my, om met die fabrikator te praat wat my maas vanoggend doen. So julle kan direk met die fabrikator gaan praat as julle enige probleme mee het. Julle kan vir sê, as 'n factory default, somewhere het iets hier verkeerd gegaan. Maak is bly. Julle moet asseblief vir my maak en sê, dat sou ek nie. So ek is dankbaar om my ma en my sussie vanmorgen die idee, soos het julle onthou, ek dink ek het laas vir julle gesê, my sussie kom van Sodom en Gomorra af, na die ander kant Pretoria, my ma kom ook vandaan. Hulle is nie deel van Sodom en Gomorra nie, hulle kom net van Sodom en Gomorra. Maar ten minste is hier 'n paar mense wat vir my staan en smal en almal lyk net so 'n bietjie gemaklik, want te bietjie afstand toe bly almal sit en niemand weet wat om te doen. So ek weet nie of die vrouens dalk weet vanoggend gaan hulle geskenkies kry en nou sit hulle eintlik nie wag dat ons geskenkies uitdeel nie. Na die tyd sal ons vir elkeen 'n Moedersdag geskenkie gee. Amen. So vanoggend gaan Tannie Ina, as ons klaar is, gaan Tannie Ina met ons iets kom deel.
En as dan die eenheid klaar is, dan Roan gaan vanoggend vir ons 'n gebed vir die moeders doen. OK. Ja, julle gaan met sing vanmôre, want ek kry lekker warm. Is ons reg? Is julle reg aan daai kant saam? Die Here is my krag en my besalming. As dit nie vir die krag van die Here was nie een van ons vanmôre hier die kind van die Here. Amen. Dis God en God se krag alleen wat ons onderhou. En sy krag wat ons sal deurdra tot op die dag as die bosyne blaas en Christus gaan verskyn. Amen. Kan ons gaan met Here. This is my desire. Ek hoop regtig dat die kerk van die Here nog 'n begeerte het om God te soek, om God te vind en God te aanbid. Ek het eendag iets gelees en die man skryf die volgende, hy sê, if there is nothing else that God ever does for you as a human being, will you still have the desire to worship Him? As God nooit niks meer vir ons doen, en al wat hy gedoen het is om sy seun te gee, om aan die kruis te sterf, sal dit vanmôre vir jou genoeg wees of nie? Sal dit genoeg wees dat ons weet, dat hy sy seun gegee het, al doen hy absoluut nooit niks meer vir ons, in enige opsig. En ek hoop van harte, dat die kerk van die Here Jesus Christus, genoeg siening het, in die kruis van Christus, dat hulle verstaan dit wat hy gedoen het, is volkome en meer as genoeg vanmôre vir ons. Amen. This is my desire to honor you.
ek bid dat hy sal meer word en ons sal minder word vanmôre. Here, ek bid U vanmôre dat die beeld wat Christus is, hierdie heerlikheid van God, hierdie bloudruk van die Here, my God en Skepper vanmôre, tog in ons lewe opgelig sal wees. Here, ek wil U bid vanmôre in die naam van Jesus. Hy wat die Christus is, hy wat die gesalfde van God is. Here, hy wat die Alfa en die Omega is, Here. Here, U het verklaar, daar is 'n deur. Hy het gesê, ek is die deur, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En Here, ek wil U eer vanmôre, dat ons by 'n geopende deur staan. Here, nie net dat ons met U kan praat, maar dat God ook met ons kan praat. Vader, ek wil U prys vanmôre. Sy naam is Jesus. This is my desire, to honor Him. Here, ek as mens vanmôre, as U my los, sal ek nie weet hoe om waarlik eer aan God te bring nie. Jesus het verklaar, daar kom 'n uur. Dit is nou dat die Vader hulle soek, wat hom in gees en in waarheid sal aanbid. En ek prys U vanmôre, dat ons vanoggend, Here, deur U Gees, U mag aanbid. Dat ons gelei mag word, Here, deur die Heilige Gees van 'n lewende God. Vader, ek prys U vanmôre. Ek eer U vanmôre, Here, word verheerlik. Sy naam is Jesus Christus. Halleluja, sal ek kom ons speel. Oh
waardig vanmôre. Al die lof en al die eer kom U toe, Here, U is waardig. Here, U is die brood van die lewe. Here, U het verklaar dat U die opstanding is. Here, U is die ware wynstok. Here, ons wil U eer gee vanmôre. Dat op hierdie fundament, dat U die Christus is, die Seun van God, is die kerk van God gebou. En hy sal staan tot in alle ewigheid. Dat U is 'n waarmaker van die woord, Here. U woord het nie leeg na U teruggekeer nie. Sy naam is Jesus Christus. Hy is die geroepene van God, hy is die lam van God. Hy is die leeu uit die stam van Juda. En Here, hy het 'n prys betaal, wat tot vandag toe waardig is, Here. Eenmaal het die Seun van God ingegaan, net eenmaal, en nooit weer sal daar 'n prys wees, soos Golgotha hier. Nooit weer sal iemand se bloed spreek, soos die bloed van Jesus. Nooit weer sal daar een wees wat so waardig is soos hy nie. Nooit weer. Nooit weer sal daar een waardig wees om die boek te doen. Nooit weer sal daar 'n skepper God wees, soos Jesus. Nooit weer sal die woord van God vlees word en onder die mens woon nie. Dat dit eenmaal gebeur kan van die Here. Sy naam is Jesus Christus. En hy is vanmôre wonderbaar. Hy is ons raadsman. Hy is 'n vredevors vanmôre vir ons. Sy naam is Jesus Christus. Die gesalfde van 'n lewende God. Hy is 'n profeet van God op hierdie aarde, groter as Moses. En sy gelyke is daar nie. Here, ek wil U prys vanmôre. Ek wil U eer vanmôre dat die naam van Jesus nog steeds die krag van God is. En dat die boodskap van die kruis, Here, wel dwaas is vir sommiges, maar vir ons is die boodskap van die kruis 'n krag van redding, 'n krag van verlossing, die vrede van God, die verborgenheid van God, toegesluit in al die eeue, Here, agterhou drie kruis. Hy is vanmôre waardig, Here. Hy is vanmôre die Alfa en die Omega, die blinkmôre ster. Hy is waardig om aanbid te word, Here. Hy is waardig vanmôre. Sal ek weet nie of jy vanmôre net vir my kan speel. Hy is waardig om die boek te neem. Ek weet dit is nie uitgewerk nie, maar ek vra dat jy vir my sal speel vanmôre. Here, U is waardig. Thank
Halleluja. Die bloed van Jesus Christus, God se seun. Here, ons wil U eer gee vanmôre. Here, ons wil U prys vanmôre, want ons is duur gekoop, Here. Here, dit is so, ons is duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Vader, ek wil U eer vanmôre. Ek wil U prys. Al die lof kom U toe. Here, bo elkeen, bo enigiemand, is U waardig vanmôre om aanbid te word. Bo elkeen, Here, bo enigiemand, ons wil bely vanmôre, U is die waaragtige God, die Skepper God almagtig. Ek is wat ek is, het my God verklaar. En ek prys U. Ek eer U vanmôre in die naam van Jesus Christus. Die kinders van die Here sê amen en amen. Baie dankie, ek kan jou sitplek inneem vanmôre. Ek wil jou vanmôre vra, glo jy waarlik in die bloed van Jesus Christus? Glo jy dat God se seun 'n prys betaal het wat niemand anders kon betaal nie? Glo jy vanmôre en weet jy vanmôre dat dit net deur God se hand is wat jy verlos kan word en dat jy vanmôre hier kan sit omdat God iets in jou lewe gedoen het? As jy dit glo, wil ek jy met jou regterhand vir my opsteek. In dieselfde asem wil ek jou vra, jy wat jou hand opgesteek het, wat is jy bereid om aan hierdie God te gee? As hy jou vrygemaak het, as hy jou verlos het, as hy jou lewe gegee het, wat is jy bereid vanmôre om aan hom terug te gee? Want die laaste paar weke wil ek aanvaar dat ons goddelike tye gehad het in die Here. En dit is altyd vir my goed as die Here ons beloftes gee en die Here openbaar homself en God gee aan die kerk die rigting waarin ons moet loop en die Here verklaar dat ons is oorwinnaars. Dit is altyd goed vir my. En ek glo vir jou is dit net so goed. En ek glo vir jou is dit lekker om te hoor dat ek 'n oorwinnaar is in die naam van Jesus Christus. En dat die Here alles vir my sal doen wat nodig is om te doen. Dit is vir my lekker om te hoor dat God vir my stry. Dit is vir my goed om te weet dat ek 'n God in die hemel het wat my geroep het na sy voorneme, na sy welbehae, wat hy voorbeskik het vir die grondlegging van hierdie wêreld, dat ek 'n seun en jy 'n dogter van God genoem kan word. Dis vir ons goed om dit te weet. Of is dit nie vir jou goed vanmôre? Dit beteken die persoon wat in jou woning maak, is die Skepper God almagtig. En as hy by jou kom woning maak, het hy beloof, hy sal jou nie begewe of jou nie verlaat nie. Nou wil ek vanmôre kom en iets anders vir jou sê. Wat dalk nie altyd so lekker gaan wees nie. Want saam met hierdie voordeel wat ons het, is daar iets wat natuurlik met jou gaan en sal gebeur. As God vir jou is, en as God in jou is, beteken dit jy is outomaties in vyandskap met die wêreld en die dinge daar buite. Satan het onmiddellik 'n probleem met jou. 'n Man het eendag vir my gesê, weet jy, ek weet daar is dinge soos demone, maar as ek hulle uitlos, dan gaan hulle my uitlos. Toe sê ek, weet jy, jy's 'n kind van die Here, dit werk nie so. En toe sê ek, maar weet jy wat, dan gaan ek dit maar los vir jou, want dit lyk my nie, jy is bang nie, so lang storie kort,
En toe sê ek van weet jy wat, dit het niks met bang te doen nie. Dit is jou Godgegewe gesag en reg, wat God in jou gedeponeer het. En as daar 'n dag kom wat jy moet teen 'n demoon moet stry en beklei en hom uitdryf, dan doen jy dit in die naam van Jesus. Maar dit is nie net vir een of twee mense bedoel nie, dit is vir almal van ons bedoel. Amen. So in die laaste week is ek besig om te bid en ek praat met die Here. Woensdag aand tydens die bid hier, het ek daar agter gelê. Toe ek klaar gebid het, toe blaai ek my Bybel na Efesiërs 3 toe, en ek lê nie saam met so toe blaai asseblief. Efesiërs 3 vers 1. As jy daar skien net vir my sê amen. So ek wil net kortliks net jou opsom, die boek van Efesiërs is aan die gemeente geskryf en aan die kerk om die verheerlikte posisie wat jy as lid van hierdie liggaam besit op te hef. Met ander woorde, dit maak ons nie beter as enigiemand anders nie, maar dit beteken die kerk is verhoog bo omstandighede. Jy is nie gevrywaar van dit nie, maar jy sal die krag en die vermoë hê om deur baie dinge te gaan, meer as wat jy ooit gedink het in jou lewe, jy sal kan deurgaan. En as ek jou vanmôre moet vra, toe jy by die berg staan en jy sien hierdie berg is groot, het jy nie geweet jy gaan die berg maak nie. En 'n paar dae later en 'n paar weke later en 'n paar maande later as jy terugkyk, toe kom jy agter maar ek is oor hierdie berg, maar ek is nie seker hoe nie. Weet iemand waarvan ek praat, jy net so vir my man. Dan is daar meer in jou as wat jy dink. En die stryd wat hierdie aanbetref, die oomblik as 'n mens besef dat daar meer in jou is, dan raak die berg nie kleiner nie. Die berg raak soms 'n bietjie groter. En as die berg so 'n bietjie groter raak, dan beteken dit wat in jou is, moet jy aan vashou. Want as jy by 'n klein berg verby is, gaan God jou nie terugvat na 'n klein berg toe nie. Hy gaan jou vat na 'n groter berg toe. Want in hierdie groter berg word God se krag geopenbaar. Jy kom tot besef dat God met jou is, vir jou en in jou. Almal met my. Apostel Paulus skryf die volgende in Efesiërs 3 vers 1. Hy sê om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is. En toe ek hierdie vers Woensdag aand lees, toe is dit asof die Gees van die Here direk met my praat. So ek gaan vandag met my praat, maar ek gaan net hard genoeg praat dat jy kan hoor wat die Here met my gepraat het. Paulus skryf, hy sê ek is 'n gevangene van Jesus Christus. En dit is asof die Here my vra, is jy my gevangene? En ek het baie lank terug geleer, deur ander mense se voorbeeld, seker maar deur 'n bietjie insig en wysheid, dat ek nie die Here vandag moet antwoord nie. Moenie vandag antwoord en sê, ja Here, ek is nie gevangene nie. Want God vra hierdie dinge nie net sonder nie. Paulus maak die stelling, hy sê ek Paulus, die gevangene van Jesus Christus. Nou op hierdie stadium was Paulus in die tronk al gewees. Hy is wanneer die boek van Efesiërs skryf is 'n onderwyser is. Hy kon net so waar geskryf het, ek Paulus, die gevangene van die Romeine. Of ek Paulus, gevangene onderwyser is. Maar hy maak 'n belydenis en hy erken iets. Hy sê daar is gevangenskap, maar dit is in Christus Jesus. En uit hierdie gevangenskap wat Paulus gehad het in Christus, het hy natuurlik die openbaring aan die heidene gebring. So toe Paulus gevange geneem is deur die Gees van God, het die Gees van God hom woestyn toe gelei, en daar het hy die openbaring van Christus Jesus ontvang. En uit hierdie posisie van gevangenskap
het Paulus wonders en tekens verrig. Paulus het geweet presies hoe die tronke lyk. Maar ten spyte van hoe hy geweet het hoe die tronke lyk in daardie uur, was hy nie bang en skaam om die evangelie te verkondig. So ek moes gaan kyk hoe die tronke gelyk min of meer. So wat ek agtergekom het is die volgende. Daar was baie swak ventilasie in die tronke gewees, die vensters. So as gevolg van die swak ventilasie was dit 'n verskriklike warm plek en daai hitte het dehydrasie veroorsaak. Die gevangenes het nie altyd water en kos gehad nie. As daar kos was, was dit net genoeg gewees om hulle deur die dag te kry. So jy het nie 'n order ingesit vir breakfast, steak, egg en chips nie. Jy het gevat wat jy gekry het. Natuurlike lig was dan, wat veroorsaak het dat hulle wat in gevangenskap was, nie normaalweg geweet het wanneer is 'n dag en wanneer is 'n nag nie. Hulle is in kietangs geboei gewees, die gevangenes. En hierdie kietangs was styf om die arms en die bene gesit, sodat dit ongemak en ongerief moes veroorsaak. En daai kietangs het al met die tyd verroes, afgebreek en skade gemaak aan die gevangenes se fisiese liggaam. Ek wil net vir my bly na Handelinge 16 toe asseblief. Handelinge 16 vers 20. Kan ek maar volgens lees? Kom ek lees van vers 19 af. En toe hulle eienaars sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle aan die mark voor die owerhede gesleep. En hulle voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad in opskudding, omdat hulle Jode is. En hulle verkondig sedes wat vir ons nie geloof is om aan te neem, of na te volg nie, omdat ons Romeine is. En die skare het saam teen hulle opgestaan, en die regters het hulle klere laat afskeer, en bevel gegee, om met stokke te slaan. En toe hulle baie slaag gegee, het hulle in die gevangenis gewerk, en die tronkbewaarder bevel gegee, om hulle sorgvuldig te bewaak. Baie van die mense wat in die tronke opgeëindig het, was eers geslaan gewees. So toe hulle hom geslaan het hulle nie ER24 gebel en gesê, kom haal vir Paulus en Silas, en kom ons kry die liggame op 'n gesonde standaard, dat ons in die tronk kan sit. Uit hierdie posisie waar Paulus hulle verwoes is en geslaan is hulle tronk toe. Paulus het presies geweet hoe die tronke lyk, maar hy het hom nie gekeer om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Hy sê ek is 'n gevangene, maar hy sê nie hy was 'n gevangene gewees van die natuurlike tronk nie. Hy sê ek is 'n gevangene van Jesus Christus. Toe Jesus op aarde loop, het 12 disippels gehad. Daardie 12 manne was ook gevange geneem deur die woord van God. En daardie 12 manne het in die bokamer inbeweeg, en die bokamer het hulle gaan bid plus minus saam met 120. En toe God sy gees uitgiet, het hierdie manne gaan openbaar dat Jesus Christus die Here is. Met die wete van hoe die tronke lyk, het hulle nog steeds gegaan en Christus gaan openbaar. Hulle het presies verstaan, as hulle gevang word, gaan hulle geslaan word, in die tronk gegooi word. Effektiewelik is dit 'n doodsvonnis, waar jy die tronk sal opeindig. Maar hulle was gevange geneem deur die woord van God. Hulle was gevange geneem deur Christus Jesus. En as jy gaan lees wat met al 12 van die disippels gebeur het, die teoloë verskil so 'n bietjie wat met wie gebeur het, maar ek gaan vir jou sê, die
enigste een van die 12 wat 'n natuurlike dood gehad het, was Johannes die Doper. Die res van hulle onderstebo gekruisig aan 'n kruis in vorm van 'n X, Andreas. Jakobus was gestenig, Filippus gekruisig, Bartolomeus gekruisig, Thomas doodgesteek, Simon doodgesteek, Thaddeus doodgeslaan, Jakobus onthoof. Wat het hierdie mense in staat gestel om die dood openlik in die oë te kyk en gevangenskap aanvaar as hulle Christus verkondig? Daar was 'n gevangenskap wat God hulle mee toegesluit het, wat hulle by vermoë gestel het om al die dinge en vervolging in die oë te staan. As God die mens nie gevange neem en die mens aan homself nie koppel, as ek die woord koppel mag gebruik, sal die mens nooit kan doen wat God wil hê jy moet doen. Paulus se bediening sal nooit tot volheid gekom het as hy nie gevange geneem was deur die Heilige Gees van 'n lewende God. Toe Jesus Christus gevange geneem is, nadat hy sy wil aan die Vader oorgegee het, is Christus kruis toe gelei en hy het die prys betaal op Golgotha se heuwel, maar hy was gevange geneem. Alhoewel die Romeine dink hulle hom gevang het, was hy gevange geneem onderdanig aan die wil van 'n lewende God. Paulus gevange geneem onderdanig aan die wil van 'n lewende God. En dan wil ek myself vra vanmôre, is ek gevange geneem? Sal ek doen wat ek moet doen om Christus Jesus te openbaar aan die wêreld daar buite? Jy sien, die Here wil vanmôre nie noodwendig vir ons iets doen. Ons moet 'n offer gee aan 'n lewende God. Is jy bereid om as sy gevangene op hierdie aarde te wandel? Want as jy 'n kind van God is en hy het by jou kom woning maak en hy het jou gevange geneem, kan jy nie doen wat jy wil nie. As jy gevange geneem is, moet liefde by jou woonplek kom maak. Ons kan nie vir mekaar sê ek het die Here in my maak, hou nie baie van Roan. Pastoor, ek het die Here in my maar frikkie. Hy man. As ek gevange geneem is, moet ek sy wil aanvaar. Want jy sien, die gevangenskap wat ons van God ontvang, word ons nie toegesluit deur kettinge. Dis vrywilliglik wat ons in gevangenskap saam met God wandel. En daai oorgawe, kind van die Here, is 'n goddelike saak. Die apostel Paulus kon enige tyd wegstap van die bediening van die heidene af as hy wou. Enige tyd kon Paulus wegstap en sê, weet jy, ek het genoeg gehad, ek weet wat dit is om in die tronk te wees. En hy kon weggestap het. Maar hy sê, ek Paulus, ek besef ek is gevange geneem deur die woord van 'n lewende God. En as ek myself moet vra, pastoor, JP, wat ek op myself noem, is jy regtig gevange geneem? Is jy gevange geneem? Want Paulus se gevangenskap het beteken dat hy openbaringe by God ontvang het. So ontvang ek genoeg openbaringe by die Here? Nee. Dan wil ek hier die Here moet my help vanmôre, dat ek in gevangenskap voor God kan staan. Kort ek krag, want die apostel Paulus het nie krag gekort nie. Paulus het nie krag gekort nie. Kort die kerk van vandag krag, dan moet ek gevange neem vanmôre, die wil van 'n lewende God. Maak nie saak waartoe ek wil gaan nie. Ek is 'n gevangene. Ek bly net hier. Ek kan nêrens heen gaan, die kind van die Here. Ek is geplant hier vir 'n rede. Alhoewel ek wil trek. Paulus, 'n gevangene van Christus, sy eie wil opgegee, sy eie begeertes, sy eie behoeftes. En maak die verklaring, ek is 'n gevangene. Hierdie gevangenskap het Paulus presies verstaan wat hy skryf, want hulle het die Romeinse tyd, die tronke en gevangenskappe het hulle geken. Hy het presies geweet,
En ek wens ek kan vanmôre vir jou sê dat daar 'n beter woord vir die gevangenskap in Grieks is. Dat dit 'n simboliek van iets is, maar dit is nie. Die woordjie beteken gevangenskap. So hoe staan ek vanmôre teenoor God? Hoe staan jy vanmôre teenoor die Here? Dis hoekom ek sê, dis vir ons lekker om te hoor week na week, God gaan vir ons. Amen. Dis vir ons goed om te weet die Here ondersteun ons. Amen. Dis vir ons lekker om te hoor die Here is besig om te beweeg en hy gaan ons saamvat en al die mooi dinge wat die waarheid is. Maar ek wil vanmôre besluit neem in my lewe. Here, maak my gevangene van Christus. Dit beteken dat dit meer oor hom sal gaan as oor my vanmôre. En ek wil vanmôre iets vir jou sê. Ek praat eendag met 'n man en ons praat oor baie dinge. En ek sê vir hom, weet jy wat? Ek sê dis vir my lekker om met jou te praat vanoggend. Hy sê hoekom? Ek sê want jy praat ten minste die waarheid met my. Ek sê ek praat eerder met jou as mens wat die waarheid vanmôre met my praat en vir my sê, weet jy pastoor, ek het agtergekom. My wandel gaan nie altyd oor die Here nie, soms gaan dit oor my. Ek sê ek praat eerder met so 'n mens wat erken en sê, weet jy wat, partykeer vergeet ek dat dit ook oor die Here moet gaan. As wat ek met iemand praat wat net altyd sê, altyd alles gaan net oor die Here. Want die dag as jy tot die besef kom dat dit nie altyd net oor die Here gaan nie, kan jy jouself begin bewaar. Maar nou sê die mens vir mekaar, maar die Here ken my hart. Dis juist omdat God die hart van die mens ken, dat hy sy seun aan 'n kruis moes gee, want ons harte is bedrieglik. So ek wil vanmôre vir jou sê, in my lewe gaan dit oor Jesus Christus, maar ek weet ook, nie altyd nie. Maar ek moet eerlik wees, teenoor my lewende God en Vader, kan nie vanmôre vir jou sê, dat dit altyd net Christus is. Want dan sal ek vir jou jok, en ek is baie dinge, maar ek gaan die jok van die kansel af. Soms raak ek so die mekaar en besig, dit gaan meer oor my, en dan kom jy dit agter, en dan stop jy. En dan onthou jy net, Here vergewe my ook. Here maak my nie vanmôre, maar ek wil 'n gevange wees van Christus Jesus. Die disippels het die totale omstandigheid geken. Ek en jy in Suid-Afrika ken nie die totale omstandigheid van vervolging. Ons doen nie. Sal ons waarlik, as hierdie dinge in ons land gebeur, sal ons waarlik aan Christus vashou. Ons wat vanmôre dalk sit en soms bietjie fyngevoelig is omdat iemand jou nie gegroet het by die kerk nie. Dis dieselfde persoon wat vir my gaan sê, as hulle my keel wil afsny, sal ek die Here nie verloon. Jy hoor maar net wat ek sê, kind van die Here. Ek moet myself eerlik wees. Ek moet met myself eerlik wees vanmôre. My begeerte is om 'n gevangene te wees van Christus. En ek weet daar's meer. Uit hierdie gevangenskap het Paulus 'n wonderlike bediening gehad. En dalk is die mense wat vanmôre hier sit en sê, pastoor, ek weet nie regtig wat ek kan doen met die Here nie. Ek weet nie regtig wat is my roeping, my bediening nie. Ek glo dat as jy gevange word van God, van Jesus Christus, dat dit wat uit dit sal vloei, sal vir die pad wys waar jy moet gaan vir die Here. Ek praat met jou vanmôre oor die Here met my praat, oor die dinge. En ek moet eerlik wees voor 'n lewende God. Elke nou en dan moet die Here hierdie dinge aan my doen. Want soms raak 'n mens weggesleep. Mens raak soms besig met kerk wees, almal verstaan wat ek bedoel. En as dit asof ek die Here so klein bietjie los, verstaan julle wat ek bedoel?
En dan moet ek net eers stop. Die Here is ek nog besig met die regte dinge. Here is ek nog besig om die wil van God te soek. Here is ek nog besig om die wil van die Here te ken. Here is ek nog besig om die wil van God uit te leef. Here is ek nog besig om met die liefde van God in my te wandel. Is ek nog besig om met die krag van God te wandel. En ek weet wat gebeur. Elke keer wanneer die Gees van die Here my lewe so tot stilstand gebring het, want hierdie het my laat stil staan. Wil God iets wonderliks in 'n mens se lewe doen. Hierdie is nie dood nie. Hierdie is lewe. Maar ek moet net stop vanmôre. En erkenning gee, Here, daar's nog plek vir my om gevange te neem, Christus Jesus. En dalk is die mense wat vanmôre wil sê, pastoor, weet jy wat? Ek dink dit is tyd dat my verhouding met die Here ook groter word en dieper en dit moet groei. As jy wil hy moet meer word, sê Johannes dit die beste. Hy sê hy moet meer word en ek moet minder word. Daar is nie 'n ander manier, kind van die Here, om meer van God te hê as om meer van jouself op te gee. En dis wat die Here met my gedeel het Woensdag aan, terwyl ek daar agter gelê en bid het. En ek hoop ek het dalk vanmôre net met een of twee van julle ook gepraat. Dat ek nie daarom net die enigste een is vanoggend. Dan gaan vra dat jy oë sal sluit van die Here. Vader, Here, ek kom vanmôre na U toe. Here, waarheen sal ek gaan? Hier dan die woorde van die ewige lewe. Waarheen sal ek gaan, Here? En ek wil U vra vanmôre, Here, om my gevange te neem. Here, want ek wil vanmôre. Ek wil meer hê van die lewe van God. Here, ek wil meer hê van die krag van God, van die openbaringe van God. En Here, as U my dan vanmôre moet kom toesluit, is dit uit vrye wil dat ek myself oorgee om as gevangene van God te lewe. En Here, ek weet dit is nie eenvoudig nie, maar ek weet ek moet vanmôre net besluit. En as ek die eerste tree gee, sal God my ondersteun. Ek weet vanmôre, Here, as ek U vra, sal U in my hart kom werk, my gevange maak tot 'n lewende God. Vader, ek wil U bid vanmôre in die naam van Jesus, dat elke ene, Here, wat saam met my vanmôre gehoor het, dat ook hierdie begeerte het, dat hulle sal kom, dat ons bid, en God vertrou, dat hierdie een sal wees, Here, wat ons gevange neem vanmôre, en ons op hierdie plek sal hou, wat God ons wil hê. Vader, ek wil U prys, ek wil U eer gee. Here, ek wil U loof, dat daar soveel beloftes is, dat daar soveel lewe is, Here, in U woord, dat U ons vanmôre moet toesluit binne die beloftes van 'n lewende God, en dat ons sal bly by hierdie toestand, Here, toegesluit in Christus Jesus. Ek wil U eer vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil jou vra, kind van die Here, as die Here vanmôre met jou ook gepraat het, wil ek hier moet kom. Ek wil baie graag vir jou bid. En as ons klaar gebid het, moet iemand toch maar net vir my ook bid vanoggend. Het maak nie saak hoe lang jy pad met die Here stap nie. Daar is altyd meer. Daar is altyd meer wat die God van hemel en aarde vir ons sal gee. Daar is altyd meer. Here, U moet ons vanmôre toesluit. Gevangenes, Here. Sodat ons nie meer kan doen wat ons wil nie. Dat ons nie meer kan sê wat ons wil nie, Here.
maar dit sal wees Christus. Here, ek wil U bid vanmôre in die naam van Jesus, dat hier een Gees sal wees. Here, die Gees wat Christus met krag verklaar het, as die Seun van God. Daardie Gees vanmôre, Here, ons sal vasmaak in die kruisverdienste. Ons as gevangenes toesluit vanoggend, soos Paulus toegesluit was, Here. Vader, ek wil U vertrou vanmôre, dat in elkeen se lewe, dit wat U vanmôre toesluit, tot lewe sal bring, in hulle lewens vanmôre, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek gaan verbykom, die pastore bid, en die ouderlinge, en dan gaan ons vir julle opbid. Ek wil moet vanmôre kind van God net staan, jou hart oopmaak vir die Here. Die gevangenskap is eer tot God. Dis jou wandel met jou Skepper en jou God alleen. Jou gevangenskap is tussen jou en hom vanmôre. Here, ek wil U bid vanmôre in die naam van Jesus. Here, as daar meer is dit in die gevangenskap van God. Here, ek wil bid vanmôre dat U hom toesluit. Here, dat U gevangenskap neem van sy lewe vanmôre. Hy wat gee, Here, vat vanmôre in die naam van Jesus. U wat hom geroep het, Here, om te bedien, die krag van die Heilige Gees. Here, vat vanmôre in die naam van Jesus. Sluit vanmôre, Here, elke begeerte, want die God is die uit sy hart uit. Laat dit lewe wees en oorvloed van lewe vanmôre. Here, sluit toe vanmôre. Maak hom 'n gevangene van 'n lewende God, Here, vrywillig. Gee hy vanoggend sy lewe, die hand van 'n lewende God, Here, ek prys U. Ek eer U vanmôre, in Jesus Christus naam. Amen. Halleluja. Here, ons prys U vanmôre. Ons eer U vanmôre. Alle eer kom U toe. Almagtige God en Skepper. Lewenmakende Gees van God. Ek prys U. Eer U vanmôre, Here, dat ons die reg het vanmôre, die voorreg te kan oorgee aan die hand van 'n lewende God. Amen. Here, dat U ons nie forceer nie, maar dat ons kan vanmôre kies en sê, Here, dit is so. Ek is toegesluit vanmôre in Christus. Ek wil U prys, God ons gelei het, Here, en ons die keuse kon maak vanmôre. Dit is Jesus Christus. En ek prys U vanoggend, Here. Ek eer U vanmôre, in die naam van Jesus Christus. Wil jy nie vanmôre saam met my staan, die Here hande klop, lof ons God gee.
jy hier nou reg vir ons? Dan vra ek jy net so sal sit. Goeiemôre gemeente. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanoggend aan julle voor te hou. 'n Gebed uit 'n ouer se hart uit. Dit gaan vandag op Moedersdag, maar vir elke ouer gaan dit maar om sy kinders. Ek sukkel nou al 'n maand lank met die gedagte dat ek die gebed vir julle moet bring. Maar soos 'n mens is geneig om alles op ander af te skuif. En toe besef ek is ongehoorsaam, maar ek wil dit self aan julle bring. Ek het hierdie gebed seker so tussen 25 en 30 jaar gelede raak gelees. En dit bewaar, want dit het my so aan die hart gegryp. Dit lees soos volg. From a parent to a child. I gave you life, but I cannot live it for you. I can teach you things, but I cannot make you learn. I can give you direction, but I cannot be there to lead you. I can allow you to your freedom, but I cannot account for it. I can take you to church, but I cannot make you believe. I can teach you right from wrong, but I cannot always decide for you. I can buy you beautiful clothes, but I cannot make you beautiful inside. I can offer you advice, but I cannot accept it for you. I can love you, but I cannot force it upon you. I can teach you to share, but I cannot make you unselfish. I can teach you respect, but I cannot force you to show honor. I can advise you about friends, but I cannot choose them for you. I can advise you about sex, but I cannot keep you pure. I can tell you the facts of life, but I can't build your reputation. I can tell you about drink, but I cannot say no for you. I can warn you about drugs, but I cannot prevent you from using them. I can tell you about lofty goals, but I cannot achieve them for you. I can teach you about kindness, but I cannot force you to be gracious. I can warn you about sins, but I cannot make your morals. I can love you as a child, but I cannot place you in God's family. I can pray for you, but I cannot make you walk with God. I can teach you about Jesus, but I cannot make Jesus your Lord. I can tell you how to live, but I cannot give you eternal life. Amen. Baie dankie Tannie. Dis waarheid. Dis waarheid. So ek gaan vir Roan vir ons vorentoe kom. Kan ek nou die moeders vra vorentoe kom? Nog nie.
Ek kan net sê, wauw, wat 'n wonderlike woord wat uitgegaan het vandag. En dit is so gepas vir die uur vir vandag. Die gevangenskap. En ons mag bly in die gevangenskap van Christus. Ek het vir myself 'n bietjie notaatjies gemaak. Want ek probeer alles onthou, maar elke keer as ek probeer iets onthou, vergeet ek iets. So my vrou sê ek moet aflees, ek sal dit nie aflees nie, maar ek sal by die notaatjies kyk soos ek aangaan. En ek het eintlik eerlikwaar lank gewag vir hierdie geleentheid. Net om vir pastoor JP bietjie terug te kry. Ek het lank gewag, want elke keer met ons vaai en met hy koos was 'n bietjie die diep kant en daai kant en so ons het ek moet vir julle 'n bietjie vertel waar agteraan gaan. Maar nou vanoggend was die beste. En het my daar vergeet. En half 9 het aangebreek. Ons het klaar gebid agter. Hy is nog nie terug nie. En dan is Susan al haar foon uit. En sy sit daai foon so mooi voor my neer. Maar daar's so 'n handsome cowboy wife. En ek vra dit, wie is hierdie handsome cowboy op tannie se foon? En sy bly choopstil en Monica staan daar sny en sy sê vir my, daai is pastoor JP. En ek weet nie wat weet sy nie, maar sy sê, hulle like mekaar 'n bietjie rond die jaar as cowboys en crooks. So tannie Susan, ek weet wat as jy kry vir Moedersdag. As pastoor JP wat cowboy en crooks saam met tannie kan speel vandag. Dat sy pastoor. Een sexy cowboy, ek moet sê. Ek het lank gewag vir hierdie geleentheid, maar dankie julle. Ek is hier so om 'n gebed te bring aan elke moeder. En ek uit my eie lewe uit het ek al gesien die liefde van 'n moeder en maar ons is vandag hier nie, dis lekker op vakansie in die Kaap, maar die liefde van 'n moeder en die deursettingsvermoë met gebed sonder haar gebed sou ek seker nooit in die kerk gewees het nie, nooit gewees het waar vandag is nie. So die liefde van 'n moeder is iets wonderlik. Kan ek vra dat al die moeders asseblief my vorentoe sal kom? Die normaal is in. En ek vra as ons oor sal sluit. Hemelse Vader, Here, ons kom vandag hier voor U met dankbare harte, my Here. Ons kom om die kosbare geskenk van 'n moeder te eer, Here. Dankie, Here, vir hul krag en vir hul uithou vermoë, Here. En vir hulle onvoorwaardelike liefde, my God.
die onvoorwaardelike liefde wat die weerspieëling is van u eie liefde, my God. Here, seën elke moeder vandag, Here, wat die kinders groot maak, die wat die kinders Here, seën elke moeder vandag, die wat kinders groot gemaak het, Here, die wat die kinders vul hulle met vrede, Here. Vul hulle met vrede, my God, en nuwe krag. Ons dankie vir die moeders, Here, wat met krag en waardigheid beklee is, en sonder vrees die toekoms toegemoed gaan. Vir die wat met wysheid en goedhartigheid lei, Here, en wat dikwels in stilte en sonder erekenning werk, vra ons die seën. Here, ek bring ook vandag my eie moeder voor die Here, 'n vrou wat nooit sonder ophou gebid het, om my na Christus toe te lei, Here. Dankie, Here, dat sy gebly glo het, toe ek ver weg van U was, Here. Here, haar gebede was soos 'n anker in my lewe, en dit deur haar geloof, dat ek U genade leer ken het. Mag haar voorbeeld ander moeders aanmoedig om nooit op te hou met bid, Here. En Here, herinner die moeders vandag dat hul gebede kragtig is. Selfs al sien hulle nie die selfs al sien hulle nie onmiddellik die vrug en die mag. Here, ek vertrou op U plan, Here. Selfs wanneer die pad moeilik is, Here, so wil ek ook vra, Here, dat die moeders op U sal vertrou. Vandag bid ek dat ons, Here, vir elke moeder wat steeds wag dat haar kind sal huis toe kom, na U huis toe. Gee haar die moed, Here, om aan te hou bid, om aan te hou glo en om vas te hou aan U. Ek bring ook my vrou na U, Here, 'n ongelooflike vrou wat haar alles gee vir ons 3 pragtige dogters. Sy gee haar tyd, haar energie, haar liefde, selfs wanneer niemand sien nie. Dankie dat sy altyd die beste soek vir ons kinders en dat sy hulle leer om sterk en sag en waardig te wees. Ek bid aan elke moeder, Here, dat sy ook so vir haar kinders sal bid en vir haar kinders sal wees, Here. En dat hulle moeders sal wees ook in hul harte gee vir hulle kinders en altyd die beste sal soek vir hulle, net soos my vrou. Ek bid vir elke mamma, werkende mammas, rouende mammas en geestelike mammas. En die wat nog hoop om mammas te wees, mag elkeen van hulle gevoel wees, gesien wees en geliefd wees deur U. Here, leer ons om vandag om ons moeders te eer, soos wat U beveel het. Here, ons vra U, seën elke moeders hart vandag, vir die wat moeg is, gee rus, Here. Vir die moeders wat hartseer is, Here, bring troos. En vir die moeders wat wagtend is, Here, bring hoop. Here, help ons as kinders om ons moeders te eer, nie net vandag nie, maar elke dag. Mag ons woorde en dade, ons liefde en opoffering weerspieël. Omvou elke moeder nou met U genade en mag U hulle daagliks lei. In Jesus naam. Amen. Okay,
prysuitdeling orde. En dan die hele geskenkies kom haal. Net een vir elkeen. Nie soos mamma wat ongeveer was vir my ma ook nie. Maar net dankie sê vir die twee wat die geskenkies aan mekaar gesit het. Vir die moeders vir vandag. Baie dankie. Voor ek afsluit, wil ek net sê moeders, dankie vir al die gebede. Dankie dat julle altyd vir ons bid. Dankie dat julle altyd vertroue in ons het as kinders. En nooit ongebid vir ons. It's tough outside. En hier kom my daar is. Kan ons staan en dan sê ons so af. Driemaal heilige God, Hemelse Vader, Here, dankie vir die woord wat ons vandag ontvang het, my Here. Here, jy het vandag gevra, wat is ons bereid om op te offer vir Christus? Is ons bereid om alles van hierdie wêreld op te gee en in gevangenis in te gaan, Here? En dan net die belofte van u seun te hê, Here. Dis 'n moeilike vraag daai, Here. Dankie vir daardie boodskap, Here, en dankie vir daardie woord dat ons nou mee kan worstel, my God, by die antwoord uit te kom. Here, gaan saam met ons waar ons vandag eet is en tyd saam met die moeders, die mamas, die vrouens van ons lewe sal deurbring, Here. Here, ek vra dat u ons sal veilig huis toe vat en dan veilig sal terugbring as dit in u wil is. En ons bid die dinge in Jesus naam alleen. Amen. Julle kan maar gaan.